gaan dat die vraag vandag is dit normaal om later in die lewe weer onseker te voel? Ek was so lief vir hierdie vraag dat ek het gekry het, want ek het onmiddellik gedink, wat 'n wonderlike persoon en wat 'n wonderlike lewe het hulle die geleentheid gehad het om ergens nie onseker te voel nie. Ja, Lise, dis eintlik so my vraag, ek dink, is dit moontlik om later in die lewe weer is dit moontlik om soms nie in die lewe onseker te voel nie? Um, Lise, ek deel eintlik jou sentiment. Ek dink onsekerheid is deel van die menslike ervaring. Jy weet, ek wil eintlik sê dat ons dit nie moet patologiseer nie. Ek dink as jy konstant onseker voel oor elke ding wat jy moet doen en elke besluit, natuurlik, maar die lewe is so vol veranderinge en dit is so normaal om voor veranderinge en tydens groot veranderinge of identiteitsveranderinge groot mates van onsekerheid te beleef. So ek wil eintlik net sê ja, dit is so normaal eintlik om enige tyd in jou lewe onsekerheid te voel. Maar kom ons gaan nou spesifiek na hierdie vraag toe en ons kyk na die later in die lewe, want ek dink dis dalk waar die sleutel vir ons lê. Nou, mense wat deur 'n lewe gegaan het waar hulle dalk nie baie onsekerheid gevoel het nie, daar was baie standvastigheid in die lewe en nou hier later in die lewe en dit is nou, ek wil nou sê subjektief reg, later in die lewe gaan vir ons almal iets anders beteken. Maar kom ons praat van die later in die lewe word gesien dalk as tydens aftrede of net voor aftrede of net na aftrede, miskien meer in jou senior jare. En dit is eintlik 'n tydperk wat deur so baie veranderinge gepaard gaan dat onsekerheid amper Lisa, ek wil sê ek dink is onvermydelik. Ek dink nie jy gaan van dit wegkom nie. Dit is 'n tyd wanneer daar 'n groot herskep van jou identiteit is, van jou rol in die samelewing, van jou lewensomstandighede, verhoudings verander, kinders trek uit die huis uit, eggenoot is of skielik heeldag by die huis want hulle werk nie meer nie, of hulle kry miskien 'n tweede liefde vir golf, of hulle het dalk afgesterf, of hulle het dalk besluit hulle is nou maar daar is soveel veranderinge in identiteit en in jou verhouding met jouself in hierdie tydperk plaasvind. Fisies gaan jou liggaam begin verander ook. So jy gaan miskien minder aktief kan wees as van tevore. Jy gaan dalk agterkom jou balans is skielik slegter as van tevore. Van jou vriende en familie trek dalk of weg na hulle kinders toe of hulle sterf af want dit is net die ouderdom waarin jy nou is. Jou lewensmaat gaan dalk deur 'n krisis van sy eie. Maar daar is so baie dinge wat veranderinge kan bring. Maar daar is tog ook, ek wil sê, een rooi vlaggie wat ek dink baie belangrik is om te noem. En wat ek eintlik wil sê, as jy in 'n later stadium van jou lewe is en jy ervaar intense onsekerheid rondom jou vermoëns en jy begin agterkom jy kan dinge nie meer doen soos wat jy kon nie, dan kan dit aanduidend wees van 'n mate van kognitiewe versteuring, reg? So wat ons tipies in die ouer dae sou noem byvoorbeeld demensie, waar mense sou sê, my brein is nie so skerp soos altyd nie. Ek is nie meer heeltemal seker wat hierdie persoon se naam is nie. Ek weet ek behoort hulle te ken en ek kan, of ek ry van 'n plek af van my huis af na 'n plek toe waar ek altyd gery het, maar skielik verdwaal ek. Ek kan nie daar uitkom nie. Dit is iets wat ek sou sê 'n rooi vlaggie is, as die onsekerheid aan daardie tipe ervarings gekoppel word, want dit kan aanduidend wees van kognitiewe versteuringe. Nie altyd nie, maar dit kan. En ek sou sê as dit die persoon se ervaring is, as daar onsekerheid is rondom daardie tipe funksionering, gaan sien eerder iemand professioneel vir 'n assessering, of 'n neuroloog of 'n neurosielkundige wat 'n assesseringsbattery kan doen en na funksionaliteit kan kyk. Want dit kan reg ietsie wees, dit kan 'n vroeë teken wees van iets wat gebeur. En hoe vroeër jy weet, hoe meer is daar wat jy kan doen om die progressie van die siekte te verstadig. So baie belangrik dat mense dit ook daarvoor oplet. Maar as dit nie die geval is nie, as die onsekerheid meer is rondom jou rol in die samelewing en wat lê nou voor en wat is die volgende deel van jou seisoen, dit wil ek sê is 'n normale menslike ervaring. Kyk, dit is 'n normale menslike ervaring, maar ek dink baie keer as gevolg ook van fisiologies omdat mens ouer is en op 'n fisieke vlak is dinge nou nie meer so sterk as hulle was toe ons 20 was as daar groot veranderinge gekom het in die lewe nie. Nou, dit voel vir my, dit kan baie maklik dan in 'n nogal
Ja, ek wil nie sê ernstig nie, maar 'n angstige toestand. Onsekerheid kan baie maklik voel soos baie angstig oor wat lê nou voor. Ek dink nou sê net maar jy was 'n boer gewees vir 40, 50 plus jaar was jy op die plaas en nou gaan jy ouer huis. Ek bedoel dit kan baie angs veroorsaak oor die onsekerheid wat nou voorlê. En ek dink baie keer onderskat mense hoe erg daai angs jou kan op 'n fisieke vlak en op 'n psigiese vlak affekteer. Nou probeer ek wil eintlik mense aanmoedig dat moenie skaam voel as jy voel jy is so onseker oor wat se verandering nou vir jou voorlê dat jy weet glad nie hoe om dit te hanteer nie, dan vir hulp te vra. Dit hoef nie noodwendig sielkundiges te wees, maar om vir hulp te vra. Lisa, ek stem heeltemal saam met jou. Ek voel ook asof ons samelewing tans amper 'n nuwe paadjie vorm vir hoe veroudering lyk. Reg. En met dit wil ek amper sê dis of daar 'n kollektiewe onsekerheid is oor hoe lyk dinge nou vorentoe. Byvoorbeeld jy hou en dit is op so relevant, jy weet as mens kyk na die boer wat nou geboer het en nou kom die kinders, hulle gaan nou boer en hulle stap 'n paar maande ouer huis. Die verlies aan autonomie. En as ons nou realisties is dat 'n generasie of 2 generasies terug sou dit nie gebeur het nie. Die boer sou op sy plaas gebly het en die kinders sou, jy weet, toenemend minder verantwoordelikhede gehad, maar hy sou nog steeds betrokke gewees het. En daar is baie studies wat wys op dat om af te tree nie noodwendig in die mens se besbelang is nie. Om af te tree eintlik iemand kan laat voel soos, jy weet, maar waar's my sin van die lewe nou? Wat dra ek nou by tot die samelewing? So jy is in die wêreld waar jy nog altyd was en met eens pas jy nie meer in nie. Nou Lise, ek het nou die dag eintlik aangedink toe onthou ek toe ons op universiteit was, ek het op die PUK gestudeer en daar was 'n sê-ding wat gesê was dat die kampus behoort aan die tweede jaars en die derde jaars is ook welkom. En dit het my laat dink aan die samelewing vandag en ek het gedink die wêreld vandag behoort aan middeljariges. En ek wil sê vroeg afgetredenes is nog welkom, maar ook maar net. Jy mag nog bietjie van 'n bydrae lewer, maar sodra jy heeltemal grys is en jy dalk 'n looprom of 'n kierie nodig, dan word jy tannie of oompie en dan word jy op die rak gesit. En jou hele menswees word eintlik in 'n klein boksie gesit en dit is vir my absoluut tragies dat dit gebeur. Maar ons het hierdie samelewing geskep waar die wêreld behoort aan die energiekes en die wêreld behoort aan die middeljarige en die jonges en die sonder grys hare en plooie en die res word maar verdra, jy weet. En dit is maar eintlik 'n tragiese stand van die wêreld. Want as ons kyk na ontwikkelingssielkunde, dan is daardie ouer wording 'n tydperk van ongelooflike teruggee aan die gemeenskap en 'n ongelooflike tydperk van terugploeg in die volgende generasie. Belangrik dat daardie ouer mense wat in hierdie nuwe fase is, 'n plek het waar hulle kan jonger mense leer en jonger mense kan sin gee. Ek het 'n geruime tydjie terug, seker so begin van die jaar, 'n entrepreneur ontmoet, 'n vroue entrepreneur wat 'n besigheid begin het vir haar kliënte is 65-plussers en haar hele besigheid is second careers, tweede beroepe. En sy werk met mense wat tipies afgetredenes is om hulle self te herontwikkel en om te sê jy het nou 'n tweede fase van die lewe, jy kan 'n besigheid begin, jy kan dinge doen, jy kan jouself as 'n ekspert bemark en jy kan konsulteer en dit was my fascinerend dat van haar oudste kliënte is in hulle 80's en hulle dra nog so aktief by tot die samelewing se kennispool en tot die samelewing se ekonomie. En ek het gedink dit is baie fantasties, weet, en sy het dit identifiseer uit 'n plek uit van besef hoeveel onsekerheid daar is vir ouer mense later in hulle lewe, omdat hulle skielik voel hulle sin vir lewe word weggeneem. Dis ek glo dis my persoonlike lewensfilosofie dat die lewe het baie hoofstukke. En party hoofstukke is meer aangenaam as ander. Maar jy kan nie kies wanneer jou boek klaar is nie. Right. Jy kan maar net in die hoofstuk wat jy is vra wat lê vir my hier. En ek het soveel verhale van kliënte en mense wie ek in my persoonlike kapasiteit ken wie hierdie ongelooflike, ek wil sê laaste paar hoofstukke het in hulle ouer dae wat dinge doen wat hulle nooit gedink het hulle sou kon doen.
toe hulle jonger was nie. En met hierdie herdefinisie van die tydelikheid van die lewe en die realiteit dat hulle nog iets het om by te dra, skielik alle vrese ook oorboord gegooi het en vir geleenthede gespring het wat hulle van tevore gedink het hulle nooit sou doen nie. Want hulle het ook besef, die lewe is ernstig, maar die lewe is ook nie so ernstig nie. En dit is vir my persoonlik baie inspirerend. So, alhoewel onsekerheid kan daar wees en dit kan lei tot geweldige angs en so voort, dalk ook 'n goeie aanleiding om te sê, is dit nie tyd om te kyk wat lê nou voor nie? En is dit nie 'n goeie tyd om ook te sê, kan hierdie hoofstuk waarna ek myself nou gaan vind, betekenisvol wees vir my, maar ook vir die samelewing?